Welkom by Klipkouers Bosoorlog Stories. Wanneer ons aan die Suid-Afrikaanse spesmagte dink ons aan die operateurs. Maar vandag gesels ek met iemand wat agter die skerms 'n onmisbare rol gespeel het. Kolonel Roy Maree, afgetree, vertel hoe logistiek, tegniese ondersteuning en spanwerk die verskil tussen sukses en mislukking kon beteken. Lekker leer en lekker luister. Roy, is goed om jou te ontmoet. Ek wil 'n bietjie, ons nou weer 'n bietjie ander angle hierso wat jy kan so 'n bietjie uitpak oor SASFA en so aan, maar dis ook nou interessant as dit met oom Dan gesels en so. En hy het gepraat van die 9 forte. So ek pak 'n bietjie uit. Weet hoe lyk ek wil sê die post-oorlog wêreld van SASFA. Jacques, goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om 'n bietjie met julle te gesels. En ek dink om Dan het 'n baie mooi grondslag vir ons gelê om 'n klein bietjie van die geskiedenis van spesmagte met jou te deel. En ek is bly om te hoor dat hy ook die storie gaan in 'n tweede en 'n derde iterasie vertel, want hy het baie stories om te vertel. En ek dink dit is uitstekend dat ons dit kan vas lê vir die generasies wat kom. Absoluut. So baie dankie van SASFA se kant af daarvoor. Ek wil ook net noem dat oom Dan is heidaglik ons nasionale president en sy tydperk maak klaar in September, dan het hy 6 jaar gedien as ons nasionale president en dit gaan vir ons 'n verskriklike hartseer dag wees. Maar ons sal hom nog teen ons hou, ons sal iets uitdink vir hom om te doen so in die proses. Ek is so 2 jaar gelede verkies as die nasionale visievoorsitter van die Suid-Afrikaanse Spesiale Magte Assosiasie. En ek wil net op Frans sê, ek is nie 'n rekkie nie, ek is nie 'n operateur nie. Ek is deel van die ondersteuningsstawwe gewees wat gedien het in die spesmagte omgewing. Ek het my loopbaan by 51 VK begin by Voltref. En daarna is ek verplaas Palabora toe vir 'n kort tydperk. En toe is ek verplaas spesmagte HK toe, waar ek die eerste kwartiermeester was toe die spesmagte HK eenheid gestig was om die normale eenheidstake van die hoofkwartier te kan behartig. So dit is in breed my loopbaan binne die spesmagte omgewing. Ek sal 'n bietjie met jy gaan vir ons 'n bietjie, ek wil sê die ondersteuningsmag, dit sal goed wees om 'n bietjie dit uit te pak. Stadium weet hoe lyk daai wêreld en wat was die weer eens ek neem aan julle vaardighede was julle is georganiseerd en julle kan organise en source wil ek sê, nee. Ja, ek is by my militêre nering was in die logistiek gewees. Ek het klaar gemaak in 2015 as 'n kolonel. Ek is 'n strategiese logistieke beplanner gewees. Maar ek was nie dit toe ek by spesmagte was nie. Ek was daar weet 'n logistikus gewees en dis maar die ouens wat gaan as daar nie uitrusting is nie dan Ons sê die bullets is nie 'n probleem. Gaan soos jy die uitrusting op verskillende plekke om vir die mense te gee wat hulle nodig het. So ja, dit het ek ook toe ek by 32 bataljon was, ek ook snaakse opdragte gekry as die kwartiermeester om voertuie te gaan haal en op Grootfontein en die voertuie het net verdwyn en hulle het tot helikopters in die lug gesit om hierdie voertuie te soek. Maar die voertuie is nooit gevind nie, maar ons weet waar hulle gestaan het, want ons het nie voertuie gehad op daai tydstip nie. So, beteken is dit 'n ou se werk ook gewees. Maar die ondersteuningsstawwe sluit 'n verskeidenheid van goed is dit sluit die logistisie in, die admin personeel, die personeelbeamptes, tot die chefs, allei ons dra by tot die steun van die operateur. En sonder daai steun glo ek nie die operateur kan doen wat hy veronderstel is om te doen en konsentreer op die werk wat hy moet doen nie. So ons is daar om hom te steun in alles dit wat hy nodig het en wat hy gaan gebruik in waar hy ook al is. Maar kom staan 'n bietjie stil daar. Ons is nou daar. So wat is daai en ek dink dis 'n wêreld wat maklik misgekyk word. Jy weet ek verstaan ouens, jy weet, is daar op die voorste linie is gevaarlik, ouens gaan dood en so aan. Ek wil sê maar dis waar die aksie is. Maar ek dink baie keer vergeet ouens, jy weet in terme van die ingenieurs, jy weet brûe wat gebou word, die voertuie wat gebruik word, die wapen, die tegnologie, alles wat daarmee gepaard gaan en dan jy weet ek wil sê brood en
in water en bullets, nee, dit is krities, anders is daar niks om te doen nie. En ek kan miskien net vir jou noem, as ek, ek vat myself in die logistieke omgewing, ons was nie eintlik so verskriklik naby om saam met die operateurs te kon ontplooi nie. Daar was 'n beweging in daai rigting gewees, ek spesifiek wat die lugvoorsiening instrukteer en 'n dispatcher was, ek sou ook op kering gegaan het en dit het platgeval, om verskeie redes, en dit is nie my redes gewees nie, dit is hoër kwartier se redes. En ek wil graag noem die tegniese personeel. In latere jare het die spesmagte operateurs begin meer gebruik maak van specialist voertuie en daai voertuie moes onderhou word. En ek wil sê ons tegniese personeel in die normale weermagterme het ons hulle tiffies genoem, was seker van die beste mechanics wat hierdie Suid-Afrika nog gesien het. Hulle kon goedes regmaak binne 'n kwessie van 2-3 ure wat hulle engines vervang en daai voertuig is weer op die pad om te werk. So dit is die vlak van toewyding wat die ondersteuningspersoneel gelewer het vir die ouens wat in operasies ontplooi was. Wat is die agtergrond van daai, ek wil sê daai opleiding en so om dan nou wat nou interessant was om te hoor wat 'n groot rol die Franse gespeel het in die vormingsjare van die spesmagte. So waar het ons ouens geleer om hierdie mechanics te wees? Ja, as ek nou 'n bietjie uit my omgewing kan praat, ons opleiding was baie uit die Britse omgewing uit gewees, verskriklik baie uit die Britse tipe van doktrine uit. So ek het my opleiding nog in tipies Britse tipe opleiding van boekhouding en sulke goedes gedoen. Ek wil sê 'n Brit is 'n goeie ingenieur. Ja, en wat ons stiffies daai jare gedoen het, omdat ons eie voertuie begin vervaardig het en ek het begin met ou Bedfords. En dit is alles Britse voertuie gewees. So ons tegnisi het al hulle kursusse in Brittanje gaan doen om daai voertuie in stand te hou. En hulle het Britse ouens gehad wat hiernatoe gekom het. En so is die voertuie maar groter geword en ons eie krygsindustrie homself begin het, was daai ons opgelei binne in Suid-Afrika om aan ons voertuie te werk. So dit is nie dat ons buite ons gebruik het om daai voertuie te herstel nie. So het daai fondasie waar daar gelê het ons toe nou, ek neem aan dit het nou weer begin infilter in ons universiteite en tegnikons en so aan, waar ons eie ouens toe nou kon begin oplei, of waar was daai, wat sal daarna nou byvoorbeeld nou die sentrale punt was vir Ek weet in my in ons spesifieke omgewing, Pretoria Technikon en Technikon Suid-Afrika het 'n baie groot rol gespeel. Ek praat nou plaaslik hierso want ek het self deur daai skool ook gegaan en ek het my graad verwerf ook by Technikon Suid-Afrika. Maar baie van ons mense was opgelei gewees by verskillende ambagskole. En hulle het die trade gedoen by, hulle het ook, ek dink die ou woord was trade-test gedoen, al die. So hulle het die meele gegaan van 'n mechanic word, of 'n vliegtuigingenieur, of hulle het deur al die skole gegaan plaaslik in Suid-Afrika. So daar was opleidingsskole gewees vir hulle gewees om hulle op te lei. So en dan het ons eie plek so steeds die opleiding gehad, waar daai opleiding ter plaatse binne in die weermag gedoen is op weermagvoertuie. En dis waar die ouens maar sy opleiding op gedoen het. En in terme van daai is nou die meganiese kant wil ek sê, en die ingenieurskant, en in terme van logistiek self, beplanning, al daai, waar kom daai aanvanklike fondasies vandaan? Soos ek weer gesê het, aanvanklik, toe ek my eerste opleiding gedoen het, het ou maar jou opleiding in die ou diensvakskool op Voordrag Hoogte, dit was waar ek opgelei is, die heel eerste as 'n nasionale dienspligtige. En ek was ook een van die eerste groepering lugvoorsieners wat opgelei is. En ons was ook die eerste groep wat in operasies Savanna ingegaan het. 8 van ons. En ek het 11 maande later uit Savanna uitgekom. Ons is deellik van hierdie vrywillige 2 jaar siklus. En my pel het lankal uitgeklaar. Ek het eers Februarie maand uitgeklaar, want die ouens wat ons moes vervang het net nooit opgedaag. O my aarde. Ons het 'n groepie gehad wat op Grootfontein gesit het en ek en 3 ander ouens het op Nouwer Redondo gesit op een van die voorste vliegvelde. So
daai opleiding en goed is dit alles ter plaatse. Nou lugvoorsiening ook maar sy oorsprong uit die Britse omgewing gehad. So ons daai opleiding alles uit die Britse doktrine uitgedoen. Maar ons moes dit herskryf en heraanpas in die Suid-Afrikaanse Bosoorlog. Natuurlik. Want dit lyk heeltemal anders as wat die Britte dit gedoen het. So hoe het jy weet en natuurlik Bosoorlog is 'n hele ander manier van beklei. So wat is nou byvoorbeeld ek wil sê tipiese Britse fondasie wat gelê is van hoe jy nou ek wil sê daai ek wil nou 'n grap maak sê die bure gaan drop in die States en versus 'n bos situasie. Kyk as ek lugvoorsiening vat in enige teater buite die Suid-Afrikaanse teater. Kyk omdat op daai tydstip was die Bosoorlog ook vir ons 'n nuwe area gewees. Ons is nie gewoond daaraan gewees nie. Ons is nie opgelei om dit te gedoen. So ek sal dit nooit vergeet en ek dink om Dan sal my kan help. Ons het altyd elke week lesse geleer. Maar is nie. Ja, nee, want dan daar's 'n boekie wat uitgekom het, lesse geleer. So elke week het jy so 'n pamfletjie gekry van die BG af waar les geleer is en al daai lesse wat ons geleer het. Dis soos 'n black book net van ja, het op die einde van die dag het begin black box, ja. Doktrine word op die einde van die dag. En ons het die doktrine wat ons gehad het, want dit is al wat ons gehad het. En onthou baie van die doktrine is gebaseer op die Eerste en Tweede Wêreldoorlog. Waar jou vyand, jy het geweet presies waar jou vyand is. So jy het aanmars, jy het na hom toe gegaan en hy het na jou toe gekom en jy het gefight en die ou wat daai fight gewen het, uitgestap en hy gaan vorentoe. En hierdie ene het ons nie geweet wie is die vyand nie. Die vyand is tussen jou. So dit is heeltemal omgekeer van dit wat jy geleer het en nou aan te pas in 'n nuwe omgewing. So en dan hoe prakties hoe dit gelyk, veral met lugvoorsiening. Wat het julle anders gedoen? Wat moes julle in ag neem? Ek dink oom Dan het 'n interessante voorbeeld wat hulle by die Franse geleer het met die flitsse. Jy weet om die ouens weet waar om te drop en so aan. So wat hoe dit gelyk in 'n Bosoorlog? Man, ek dink dit maar dieselfde, weet in die dag het baie van die ouens wat op die grond was 'n duidlou gehad. So jy het op die duidlou ingevlieg en jy het gegooi in die duidlou in. En in die nag het jy hierdie logistieks gehad of jy het ligte gehad van die voertuie waarna jy gooi. Baie keer het die ouens veral in Angola het ons gebruik gemaak van vure. Omdat jy so baie die plaaslike bevolking gehad het wat vure in die nag maak. So dit lyk net nog soos trek dit nie aandag nie. So ewe skielik het jy 'n vuurlyn wat inkom in 'n pylpunt en jy weet jy moet gooi na die pylpunt se kant toe as jy 'n nagoperasie sou doen. Maar is dit in terme van selfs daai lesse wat julle daar geleer het, dit moes nou teruggefilter geword het na die loods toe, nee. Korrek. In terme van jy moet nou weet hoe om ja, kyk die loods het baie keer hulle ek glo geweet presies waar hulle moet afgooi. Maar jy sou ook uit die verhale hoor van die operateurs dat hulle partykeer so 70 km ver weg afgegooi is wat die pilot gedink het dis die regte plek waar hulle afgegooi het. Dis 'n oepsie. En dan moet hulle terug navigeer om uit te kom by die regte plek waar hulle moes gewees het aanvanklik. Maar in my tyd die manne gaan uitvind wie daai tyd wie was die loods. Hulle het geweet wie die pilot was. Maar die groot ding is net in die tyd wat ek lugvoorsiening operasies gedoen het, kan ek nie onthou dat ek ooit so 'n insident gehad het dat ek 'n misdrop gehad het wat ek nie gegooi het by die ouens. En wat was daai komplikasies ten einde daai drop te kon doen? Ek bedoel wat moes in ag geneem want ek moes die ouens begin skiet. Jy weet so wat moes vooraf gebeur het om te weet daai is die spot so laat en ons gaan okay wees. Kyk die operasionele beplanners saam met die bevelvoerder op die grond maak die plan. En hulle gee die ruitverwysings presies waar hulle die so hulle weet klaar waar. So hulle berei die area voor en hulle berei die omgewing voor om seker te maak dat daar nie vyandelike vuur naby die afgooistrook is nie. Maar ek is daar's op ons geskiet op pad na die afgooistrook. So dit is op pad soontoe wat hulle op ons geskiet het. En ek wil sê hoe baie weet mense nou terugkyk het was dit oor die algemeen suksesvol of is ouens maar ek wil sê hulle gaan oor die algemeen baie suksesvol. Weet ek meeste van ons huiswerk het ons hier gedoen op Walmanstal. Baie jare terug so. Ons het al ons inoefeninge op Walmanstal gedoen. Wat jy met die C30's en met die Dakotas en met Cessna's en al die kleiner vliegtuie gooi op Walmanstal. Ter inoefening voordat jy ontplooi boontoe.
Maar ek was daar, toe ek Ondangwa toe gestuur is, was ek daar toe gestuur om mense op te lei. En toe begin die oorlog, en toe sê hulle, jy bly net Jy bly sommer maar net. Jy het nou lugvoorsieners, gebruik hulle sommer. Yes. Maar hulle het nog nooit fisies gegooi nie. Wat is daai, so, ek wil weer terugkom, ek bedoel, ons pilots is van die beste in die wêreld gewees. Ek bedoel, hoe groot rol het pilot competence gespeel. Ek bedoel, Baie. Ek, een ou se naam sal my altyd bybly. Hy was 'n kommandant toe gewees, Tinky Jones. Ek dink een van die beste C-30 pilots wat ek in my lewe nog ooit die voorreg gehad het om mee te werk. Ongelooflike pilot. En hy het presies geweet wat om te doen. en wat het 'n goeie pilot gemaak? Net daai akkurate drop. Nie net dit nie, ek dink die pilots oor die algemeen, hulle temperament, hulle het geen vrees gehad nie. Daai pilots van daai jare wat oom Daniel gepraat, cool en kalm. Hulle het geen vrees gehad nie. As jy op hulle skiet, dan gaan hulle aan. Ek vat van ons chopper pilots, daar's van hulle wat dubbel HC goud kry. Want hy het ingegaan in plekke in waar die ouens ernstig op hulle geskiet het en hy het gegaan om ouens te gaan haal en uit te tel. So ja, dit is daai was ek dink dit was uit briljante pilots gewees daai jare, regtig. Ek het nou die voorreg gehad om Saterdag met die ou wat die Buccaneer gevlieg het toe Kasinga, oor Kasinga, en toe hy terugkom door hom krygsraad, omdat sy vliegtuig stikkend geskiet is. Maar hy het vrek gevat toe hy inkom om te skiet en toe hy sien hy het bomme uitgehardloop, toe hou hy aanval, maar hy het geen bomme nie. En toe die vyand agterkom, hy is nie bomme op hierdie vliegtuig, toe begin hom skiet. En toe hy land, toe is hy in die moeilikheid. So dis die vreesloosheid van die pilots gewees, wat hulle was nie bang nie. Maar julle ouens ook, is nie dat jy 'n sissie kon wees met, want jy, soos jy sê ook, jy sit op 'n vliegtuig daar, die bullets vlieg rond, ek bedoel, jy dis nie sommer maar net nie. Ja, dit gebeur. Wat vertel ons 'n storie 'n bietjie, waar die bullets gevlieg? Ek gaan dit baie kort maak. Tydens die opleiding van die span op Ondangwa was ek die opdrag gee om voor te berei vir 'n lugvoorsieningsoperasie vir operasie Daisy. En aanvanklike C-30 operasie wat hulle toe later geskuif het na die Dakota operasie toe. En die probleem wat ons gehad het is die eerste keer in die geskiedenis wat 'n rateldief uit 'n Dakota uit moes gegooi word. Het gaan oor sy lengte en sy gewig. En ek het rateldiefs en transferkeises gehad wat ek ook moes gooi vir die magte op die grond. En saam met 'n bietjie verversings en sulke goedes wat jy nodig gehad het op die grond. Water, ja. En toe ons nou klaar die voorwerk gedoen, die palette gedoen het en alles gepak het, toe ons die aanvlieg, so net met laagstellig het ons gevlieg. En jy weet nie eintlik waartoe jy vlieg nie. Jy kan op 'n kaart sien waartoe jy vlieg, maar jy saam met die pilot, jy vlieg. Ja. En ons het seker op 'n hoogte van so 2.500, 3.000 gevlieg op daai tydstip. En ek het nie deurgesit van die vliegtuig, omdat ek die afsender ook is van die uitrusting. En as jy na Dakota gevlieg het daai jare, veral in die aand, as die pilot terug throttle, dan spat daar sparks uit die engines uit. En in die ou tyd ook het hulle gesê, as 'n Dakota nie olie lek nie, as daar nie olie op sy vlerk is, dan vlieg jy nie na Dakota. En dan is daar iets verkeerd. En ek vra toe vir die pilot of hy terug het, sê nee, en toe kom het op die radio deur, dat toe op ons skiet met 23 knots. En ek is toe redelik vinnig op, en ek het die span bo op die pakke gesit, dat hulle moet eers deur die uitrusting skiet, voor hulle by die troepe kan uitkom. Ja. En die pilot net vir my gesê, ek gaan nou 800 meter toe, en ek moet maar voorberei om op die eerste inkom te gooi. Ek het nie 'n tweede kans om te gooi nie, ek moet eers te gooi. En so gesê, so gedaan, en soos ons nader gekom het, ek gesien die voertuigligte gaan aan, en toe die groen lig gaan, toe gooi ek. En my grootste vrees was daai dif gewees. So wat is, vertel die storie agter die storie?
Jy weet, jy sê die eerste keer wat dit gebeur het, wat Dit is nog nooit voorheen uit. en wat is daai komplikasie? Dit is gewig en Ja, onthou, as daai ding verkeerd uitgaan, kan ons die vliegtuig afbring. As hy haak in die vliegtuig se ster, oor hy op hy so swaar is. Hy is so swaar, hy vat die My- vliegtuig grond toe. Ja. So en as hy val en een van die valskerms ontplooi nie, dan val hy die mense dood wat onder is. Want ek weet nie wat onder aangaan nie. Ja. Pik donker onder, so jy kan niks sien. Dis net die ligte wat in jou inskyn. En Ja, en hulle weet ook nie wat kom dan. ja, hulle weet wat kom, maar Hulle weet nie hy kom nie stadig as daai ding nie stadig val nie, dan kan hy jou seermaak op die grond. En toe hy uitgaan, toe ek sien al 3 valskerms ontplooi, toe weet ek die operasie is sukses, die res van die uitrusting is ek nie bang oor nie. Ja. En toe alles verby is, en toe ons opstyg weer, toe kom die bevelvoerder op die grond, ek gaan nou nie name noem nie. Toe kom hy deur en hy sê vir my so in 'n knypende gesprek, Roy, as ek jou sien, gaan ek jou knyp. Hy het 'n ander woorde gebruik, maar hy gaan my knyp. En ek vra toe hoekom, toe sê hy vir my, maar 6 biere het plat gedruk. En hy verwys in een van sy boeke wat hy geskryf het na hierdie insident spesifiek. Dit ek beloof as ek ooit enig oor Dubai vlieg, sal ek hom 6 biere uitgooi uit die vliegtuig uit. Maar wat 'n ongelooflike storie dat ek wil sê van 'n rateldif by die vliegtuig kan letterlik aftrek en die uitkoms is net 6 biere. Dis geskwash. Ja, hy skwaats vir my daar. Hy is wie so dit. Ja. Wat ek wil vinnig terugkom ook met weet jou wat is daai skillset wat julle ouens nodig gehad het? En ek wil ook is dit iets wat jy vir aansoek gedoen het? Is iets wat was nodig om In my tyd as 'n nasionale dienspligtige was jy Nou maar net, dis jou job. Jy het 'n opdrag gekry gaan doen daai kursus en gaan doen hom. Toe ek my instrukteurskursus gedoen het ook het ons die infantry deel 1 en deel 2 kursusse gedoen. So ons het ek het dieselfde opleiding as 'n infantry soldaat gehad. jou fondasie? Die fondasie was dieselfde gelê geweest, maar ek het my beroep was anderster as 'n vegtende soldaat se, maar ek was opgelei om te kan veg as ek moet veg. Want dit is wat elkeen van ons as logistici opgelei is om te doen. As jy met 'n trok ry en jy's in 'n kontak in, moet jy kan beklei uit die kontak uit. Vergeet van jou uitrusting in die voertuig, maar beklei jouself uit die kontak uit. Ja. En jou mense. Ja. So ons het daai selfde opleiding gehad, weet ek het oorlewing gedoen by die ou SAGD skool, het ek 6 weke oorlewing gedoen, want dit was vereis van ons gewees om dit te kan doen. Ja. So ons het ook as ek sê spesialis opleiding gedoen, ek het 'n gevorderde mediese kursus gedoen, ook by die SAGD skool, want hulle was op daai tyd, was hulle alles deel van die algemene dienskorps. So die medics was toe nog nie op hulle eie gewees, waar hulle 'n entiteit. So ons het al die verskillende neringe binne onsself het ons opleiding gedoen. Ek was opgelei as 'n betaalmeester en 'n logistikus en 'n personeeloffisier en 'n mediese offisier. Yes. So ek het daai jare was dit fantastiese fondasie. Was dit die opleiding wat ons moes deurgekom het voordat jy kan aangaan met enigiets anders. So van ligvoorsiening af, nou wil ek ons gesels vandag, ek wil terugkom na oom Dan se hy gepraat het van die 9 forte. En obviously iets wat na in jou hart is, iets wat jy goed doen. So vertel ons 'n bietjie van weet wat vang julle ouens aan? Ja, wat gaan vandag in julle wêreld aan en hoe bly julle naby mekaar en hoe ondersteun julle mekaar en so? Ek dink as ek miskien net kan wink, 'n bietjie gesels post 94, baie van die operateurs het ander werke begin, hulle is Iran, Irak, Afghanistan, daai plekke toe. En hulle het ander beroepe, soos dit wat 'n maatskappy begin, hierdie maatskappy wat ons by sit. En hulle het 'n plek gesoek om weer by mekaar te kom. En toe het hulle die Spesmagte Bond gestig, waar al die Spesmagte operateurs een keer 'n maand by mekaar gekom het, drankie gedrink het, gesels, stories. En so die tyd aangegaan en in 2012 het hulle die bond gesluit en daar was 'n besluit gewees om die Suid-Afrikaanse Spesiale Magte Assosiasie te stig en 'n formeel aansoek te doen by die
ministerie, die sekretaris van verdediging of die DMV, om status as 'n militêre veteranenorganisasie te kry. Wat toe gebeur het, en ons het toe, die Spesmagte Bond het ene gehad op daai tydstip as 'n militêre veteranenorganisasie. So hy was reeds geregistreer. Hy was reeds geregistreer en toe hy nou geregistreer word, en het ons nou begin met die assosiasie self. My betrokkenheid spesifiek het begin in 2015. Ek was op daai tydstip was ek die sekretaris van 32 se veteranenorganisasie gewees. En ek het 'n golfdag vir hulle aangebied. Ek is toe gevra via een van die baie senior binne in die organisasie, wat 'n klein bietjie van my loopbaan ken, gevra of ek nie wil aansluit by SASVA nie, omdat daar stukke van my loopbaan wat ek binne in die Spesmagte omgewing was. En ek het toe besluit dit is 'n goeie stap. En my loopbaan het eintlik maar begin om golfdae aan te bied vir SASVA om geld in te samel vir die veterane. En dit was aanvanklik van daai tyd af tot en met nou toe ons grootste bron van inkomste gewees om ons kantore in die gang te hou en sekere ondersteuningstake aan die mense om ons te doen. Maar ons het ook agtergekom dat daar is nie genoeg geld om na ons veterane om te sien nie. En ek dink dis algemeen bekend dat die staat het geen empatie met veterane nie. En die staat se steun aan veterane is regtig nie baie goed nie. So ons het toe in 2024-25 het ons 'n baie groot besluit geneem, ons nuwe konstitusie geskryf. Ons is al van 2013 af 'n NPO, geregistreerde NPO. Ons nuwe voorsitter Chris Serfontein het aansoek gedoen vir artikel 18A wat ons toe uiteindelik gekry het van SARS af, want ons glo Dis 'n tax deductible, ons wil ek glo sê in nie. een spesifieke ding dat ons doen alles volgens die boek. En ons bly aan die right side of the law. Ja. En tydens hierdie hele proses het ons besef dat ons sal meer moet doen as net na onsself kyk. Ons het 9 forte om ons. Die forte, Fort Swartkop is in Pretoria, Fort Hunter is in Johannesburg. Die forte is maar basies net 'n bymekaar kom plek vir die ouens wat in daai spesifieke omgewing is. So Swartkop, Pretoria, die omgewing Centurion, dis Fort Swartkop. Hunter is nou meer die groter Johannesburg en daai areas is Hunter, dan Fort Oranje wat in Bloemfontein is. Fort KZN wat in Durban is. Fort Outeniqua wat in Mosselbaai is. Fort Goeie Hoop wat in Kaapstad self is en dan Fort Viking wat op Langebaan is. En dan het ons en dan Fort Osprey wat in Phalaborwa is. En dan het ons 'n fort in Dubai wat al die internasionale operateurs en ondersteuningsstawwe word deur daai fort bedien. So almal wat in Australië, Nieu-Seeland, oral in die wêreld sit, dis hulle nodale punt in Dubai. So daai is basies die forte waar ons mense bymekaar kom. As 'n assosiasie is ons so net so skuins onder die 500 mense sterk wat nou operateurs of ex-operateurs insluit en ondersteuningsstawwe wat nou in al hierdie forte gesentreer is. Op hoofkwartiervlak is dit Dan wat ons nasionale president is, Chris Serfontein wat ons voorsitter is en myself wat die ondervoorsitter is. En dis die ouens wat die groter beplanning en deel van die pot aan die gang hou. Die fortvoorsitters en visievoorsitters vorm ook deel van ons uitvoerende bestuursraad. So ons het ook 'n raad wat een keer elke 3 maande sit wat ons die beplanning en alles vir SASVA doen. Ons gaan deur die hele strategiese beplanningsproses elke jaar met begrotings vir elkeen van die forte. En die prentjie het net vir ons al hoe duideliker geword dat ons moet verder gaan as dit.
Ons het ook gevind, daar is tot en met vandag toe, as ek reg kan onthou, net 1386 gekwalifiseerde operateurs. Van 1972 af tot en met vandag, tot in 2 Vrydae terug, 2 Vrydae terug. Ja, 2 Vrydae terug. As jy nou die waarstories, dan is al 4000. Ja, uit 80 uit het net 4 gekwalifiseer. Ja. So net 4 uit 80 uit. So dit gee vir jou die aanduiding van die standaarde wat nog steeds opgehou word vandag. So dit is nie net ons kwalifiseerde klomp ouens en dan gaan jy. Die standaarde is nog steeds dieselfde. En toe het ons agtergekom, weet as ons met die SASVA gesig na mense toe stap en vir mense sê, weet, dra hierdie kenteken. Nou, sê hulle nee, maar ek wil nie gesien word se rekkie nie. En so amper 2 jaar gelede, het ek en Doustein net voor 'n aanbieding wat hy gedoen het oor Einfist van Nassie, het hy met my 'n gesprek gehad oor, hy soek 'n footprint belt. En ek het nie verstaan wat dit is die belt nie. En dit gaan toe oor die Britse Selous Scouts, die Rhodesiese Selous Scouts, wat 'n belt gehad het, wat kaalvoetspore, dan kom die boot by, dan sal kontak en dan loop net die boot verder. En hy sê, dis die belt. En toe het ek so belt laat maak. Ja. Ek gee nou wys hoe lyk die belt, hy is aan die so. En toe steek iets in my kop vas. Ons sukkel om 'n embleem te kry wat vriendelik is buitekant toe. En ons begin toe met footprints. Nou my hele idee van footprint was gewees, ek wil eer gee aan die operateurs. Oral waar in die wêreld was, in Afrika. Al wat hy agtergelaat het, was sy voetspore. Nou, die nuwe gesig, die nuwe NPO gesig wat ons het, al wat ons wil agterlaat, is voetspore in die publiek se harte. Om te sê, al wat hierdie ouens is hulle is hoogs opgeleide soldate. Dis al wat hulle is. Hulle is nie moordenaars en hondeeters en sulke goeders wat die mense oor praat nie. Hulle is nie sulke mense, dis normale mense, hulle is net hoogs opgeleide soldate. Dis al wat hulle is. En hulle het al die ander karaktereienskappe wat oom Dan beskryf het voorheen. So, ons wil daai prentjie vorentoe bring. Nou, ons het toe besluit, goed, ons gaan 'n trademark registreer, 'n handelsmerk registreer en ons het begin met die proses en ons het gesukkel. Want daar's soveel voetspore oral. Wow. En uiteindelik het ons op hierdie ene gekom wat ons hierso het en daar is 'n verduideliking. Ek sal graag die hele verhaaltjie vir jou stuur. Dan kan jy sien waaroor gaan die hele verhaal agter dit. En al wat ons sê op die einde van die dag, what will remain? Dis jy doodgaan. As ons doodgaan. Wat bly agter? Net jou voetspore. So die voetspore wat ons wil agterlaat, is positiewe voetspore in die mense se lewens vorentoe. En dit bring my nou net vinnig by die proses van die Land Cruiser. Ons het toe Hierdie is een van julle inisiatiewe nou. Dis een van ons inisiatiewe, ja, dis nou spesifiek om geld te maak. Dit het aanvanklik begin as 'n poging van ons kant af om geld te maak vir ons eie veterane. Maar ons het al die jare het ons net binnekant toe gekyk. So die NPO het binnekant toe gewerk, nie buitekant toe nie. En ons het toe besluit ons gaan 'n Land Cruiser, want almal het gesê almal wil 'n cruiser ry. So toe besluit ons om kry ons 'n cruiser. En ons het 'n kontak by Ermelo Toyota. En ons het die cruiser gekry en ons hom nie verniet gekry nie, ons moes hom koop. En ons het gelukkig 'n klomp borge gekry wat 'n klomp en hierdie cruiser is opgebou na iets ongeloofliks toe. Dit is regtig 'n baie mooi cruiser. En die doel was toe nou om geld te maak vir ons veterane. Maar toe hoor ons van Jacaranda kindertuis, Jacaranda en Louis Botha, ons moet saam. Wat in 'n finansiële penarie sit, want die staat het 50% van hulle befondsing weggevat by hulle, laas jaar in Desember. Ja. Maar elke dag bring hulle nog steeds kinders na Jacaranda toe en sê, vat die kind. Gee hom klere, gee hom dit. Ja. En ek het gehoor by Jacaranda, en dit is, ek glo nie, dit is vertroulike nuus nie, maar
Hulle gebruik ongeveer 3 miljoen rand per maand om daai 2 kinderhuise in die gang te hou. Ja. Nou hier van die staat ewe skielik 50% weg, hoe kry hulle daai geld? Ja. En toe besluit ons van SASSA se kant af, ons gaan hande uitsteek en hulle aan boord bring as een van ons beneficiaries. Daar's nou 2, dis die veterane en dan die kinderhuis. En dis wat die projek se begin gehad het en jy sal sien daar's nou 'n Conqueror wat agter hom ook hak. Want ook die eerste foto's van die Land Rover vir die hoofuitvoerende beampte van Conqueror stuur wat 'n vriend van ons is. Toe stuur hy vir my 'n boodskap terug, hy het ander woorde gebruik, maar hy sê daai Land Cruiser lyk nie mooi nie. Is dit? Toe Oeps. het ek so 'n bietjie opgepof en sê ek van hoekom? Toe sê hy vir my daar's nie 'n Conqueror agter hom nie. Toe sê ek vir hom Jy salesman. ja, toe sê ek van luister, ons het nou net 'n klomp geld uitgehaal vir die Land Cruiser. Ons het nie geld vir hy sê ek het jou nie gevra vir geld nie. Ek gee vir jou Yes. die Conqueror. Ek weet julle dit was die Conqueror, die Rekkie Conqueror. Ja, die Rekkie. Ja. Hy sê maar op een voorwaarde. Waar die Cruiser gaan, is die Conqueror agter hom. Yes. So jy sal daai 2 saam sien oral nou. Yes. So die 2 van hulle is oral. En ja, op die einde van die dag gaan dit maar oor om geld in te samel. Daar het ons net 6000 kaartjies wat ons beskikbaar stel hierdie jaar omdat dit ons eerste lotery is wat ons aan deelneem. Ons is by die National Lottery Council geregistreer. Ons het ons eie lotery nommer en ons het 'n hierdie spesifieke lotery is daar 'n skedule nommer uit. So ja, en dit gaan goed op die huidige oomblik. Ek het nou Saterdag op die Swartkops museum se ligskou het ons 1000ste kaartjie verbygegaan. Maar ons het nog 5000 om te gaan. Ja. So wat kos 'n kaartjie en wat is daai deadline? Die kaartjies is R500 'n kaartjie. En die geld, soos ek gesê het, die een gedeelte gaan na die veterane toe en die ander gedeelte gaan na die kinderhuis toe. Ons sal bitter graag van ons kant af. En weet hier is 'n Suid-Afrikaanse projek. Dit is nie net 'n Gauteng projek of iets nie. Ja. Die mense van Suid-Afrika moet besef dat hierdie is mense wat hulle lewens op die spel geplaas het vir Suid-Afrika toe dit nodig was. En die nuwe ene is vir die kinders wat 'n toekoms verdien. Want nie een van daai kinders het gevra om by daai kinderhuis te wees nie. So dit is ons deel van gee van ons kant af. En as as ons net 6000 mense het wat elke 'n kaartjie koop, dan weet ons die kinders kan vir die volgende jaar of 2 'n beter lewe hê van ons kant af. Tot wanneer kan ouens koop? Huidiglik is die afsluitdatum die 22ste September 10:00 die oggend. Okay. Dan vat ons ouditeure RMC die proses oor. En hulle wys dan 5 voorlopige wenners aan vir die kompetisie. Huidiglik gaan ons nog na Ermelo Toyota toe. Waar hierdie proses sal plaasvind vir Ermelo Toyota. En die boere sal besluit wat se kompetisie die 5 ouens moet doen, weet bokdrolspoeg of ietsie. Om die eerste, tweede, derde en vierde, vyfde plekke te kry. Okay. En die plekke gaan maar net oor die 5 sleutels wat daar lê. En daar's 5 sleutels. En een van daai sleutels maak Cruiser oop. Yes, dis opwindend. En en dan die wenner of man of dame wat gaan wen, gaan dan die voorreg hê om die nuwe Cruiser met die nuwe Conqueror te ontbloot met die laken. Ja. En dan sal ook die voorreg hê om die eerste scan en die lotery oop te maak vir volgende jaar. So ons gaan dieselfde proses volgende jaar weer aangaan. Miskien nie met Jacaranda Kindertuis nie, miskien met iemand anderste wat ook een van die NPC's is wat ons na kyk. Maar ons probeer sover as moontlik ons hand uitreik na almal toe. Search and Rescue het ons genader, wat ook 'n groot NPC is. En omdat hulle baie goed is doen wat ons ook gedoen het, sal ons graag by hulle betrokke wil raak, net sowel by die kindertuis waar ons nou huidiglik is. So ons kan die kompetisie van volgende jaar net 'n klein bietjie groter maak, waar ons 'n hand vir elkeen kan gee. Waar kan jy ouens kaartjie koop? Kaartjies is beskikbaar op iTickets.
al wat hulle net kan intik is Land Cruiser. Maar ek sal die skakel vir jou beskikbaar stel en ek sal vir die flyer ook vir jou stuur. Dan het jy die flyer, ek kan die twee sommer bymekaar sit. En ja, dit is die kompetisie. En regtig ons vra almal se steun. Hoe vinniger ons daar kom, ek wil sê dit was 'n groot blydskap geweest toe een van die oud pilots na my te stap by Swartkops. En ek dink in hierdie hele proses was dit my hoogtepunt geweest. En ek weet nie hoekom nie, maar daar's ander wat ook soveel kaartjies gekoop het, maar hierdie was net so uniek geweest. En hy vra toe vir my, dat ek moet nog vertel van Footprint en ek wil net 'n bietjie meer weet van die kompetisie. Ek het so halfpad gepraat en sê vir my, oom Roy, ek gee vir jou R10.000. Ek sê, ekskuus. Hy sê, ja, R10.000. Ek sê, gaan koop R10.000 se kaartjies. Ja. En hy het R10.000 se kaartjies gekoop. En toe hy terugkom, so sê hy vir my, ek sit in Dubai, maar ek sal van Dubai af, sal ek elke maand nog kaartjies koop. Ja. En dit is 'n jongerige mannetjie geweest en dit is net sy openhartigheid. Toe hy hoor van die kinders en hy hoor van die veterane, toe sê hy, dis wat ek wil doen. Yes. Wel, ek hou vir jou duim vas. Baie Ek dankie, dink Jacques. ek hou van die inisiatief. Ek bedoel dit, jy weet al gee jou R500, daar's iets wat jy kan kry. Ek wil sê al is jou hart nie goed nie. Daar's daarom iets om te kan wen. Jy weet, so ek glo dis vir 'n goeie kos, weet, so maar wel gedaan. Baie dankie. Maar ek dink die odds is beter as die lotte, hoor. Ons is Ek 1 in dink ook so. 6000. Ja, 1 in 6000. Ja, nie 1 in 3 miljoen of ja. Die lotte is 1 in 15 miljoen. Is dit? Is 1 in 15 miljoen. So ja. Maar Jacques, verskriklik dankie dat ons 'n tydjie saam met jou kon spandeer en dankie dat ek ook 'n stukkie van SASVA en Footprint met almal kon deel. Ons waardeer dit regtig opreg. Net 'n plesier. Is altyd lekker om met julle manne te gesels. Baie dankie.